Broers en susters, dit is 7 uur nou op my horlosie, so ek dink ek gaan begin. Ek verwag nog dat Pastor Michael Travens ons sal by ons aansluit. Met ook as een van die paneellede. Ons het verskoning ontvang laat vanmiddag van Pastor John de Tree. Ongelukkig lyk my daar in Parys sit hulle sonder krag en internet en alles, so ek dink sonder dit is nie regtig moontlik vir hom om deel te neem nie. Ons gaan praat vanaand, ek weet my skerm deel. Ek kan prentjie opgooi, daar sy. Ons gaan praat vanaand oor wat sê die Bybel oor etiek, nuwe tegnologie soos kloning en kunsmatige intelligensie. Dit hoop ons poog omdat dit 'n interessante gesprek gaan wees. Ek sien definitief uit daarna om ook vrae te hoor van u af. Ek glo dat dit mag nog iets wees wat vir u dalk nie vandag nuttig is nie, maar in die toekoms wanneer die gesprek opkom en iemand uit daaroor vra, hoop ek dat u gaan daarmee gewapen wees om beter daaroor te kan antwoord. Ek gaan vra vir Pastor Frans Nolt om net vir ons te open met gebed voordat ons begin. Amen. Goeienaand almal, kom ons bid saam. Almagtige Hemel, ons Vader, Here, dankie vir die voorreg om op so 'n platform vanaand ook dan te kan gesels voor Here en oor dinge van u woord. Ek wil vra dat u ons alkeen sal besiel vanaand met verstaan, met oorleg, kennis, meer as alles wysheid, Here, om dan ook te kan toepas dit wat ons leer. Lei en rig ons gesprekvoering vanaand deur u Heilige Gees, sodat ons sal praat soos mense wat van God af is. Seën ons, soos my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie Pastor Frans. So net vinnig die paneel aan die bekend te stel. Ek nou net gehoor van Pastor Frans Nolte, ons direkteur vir IT en media. Ons verwag ook Pastor Michael Travens. Ek kan nou nie meer sien wie dit is wat bywoon nie, so verskoon my asseblief as ek die gesigte weet nie. En dan soos ek genoem het, Pastor John de Tree, ons direkteur maatskaplike sorg, het verskoning gemaak vir vanaand. Hy kan ongelukkig dit nie bywoon nie. Ek wil graag begin die gesprek deur net vinnig te praat oor etiek. Wat dan is etiek? Dit is die studie van wat is reg en wat is verkeerd. En dan spesifiek, wanneer ons praat oor Bybelse etiek, is dit iets wat gegrond is op God se karakter en sy woord. Dit is 'n stelsel van morele beginsels wat besluite en ons lewenstyl beïnvloed. Hier verwys ons veral na Micha 6 vers 8, waar hy sê dit is wat ek van jou verlang, hoe jy moet wandel. En Bybelse etiek is teïsties, met ander woorde, dit is gebaseer op God se karakter, die morele waarhede, dit wat ons in die Bybel lees, dit wat ons daar kan verstaan, rig ons begrip van wat is reg en wat is verkeerd. As u wil gaan die fondasies opslaan en self daaroor gaan lees, ek het 'n paar skrifgedeeltes daarop vir u aangeteken. U hoef nie neer te skryf nie, hierdie video sal ook beskikbaar wees na die tyd, ons op die kerk se YouTube kanaal beskikbaar maak, so jy kan daar gaan kyk, en ek gaan ook vir die ander bronne wys waar hierdie inligting kan in die hande kry. Maar ons praat van skrifte soos Psalm 119, Matteus 5 vers 48, wat praat oor God se autoriteit wat finaal is. 1 Petrus wat vir ons verduidelik van dat ons morele basis uit God se karakter uitkom. Romeine 12 vers 2 wat gaan oor ons verantwoordelikheid en verantwoordbaarhouding, en dan ook om te kan sien dat Jesus self wys Bybelse etiek in eerlikheid, nederigheid en integriteit. So dit aan die een kant gestaan, kom ons nou aan die ander kant van die prentjie, en nou kom daar 'n hele spul ander goed wat op ons afkom, en dit kom miskien vinniger as wat ons almal besef, dit kom op ons af. Kloning en genetiese ingenieurswese is 'n proses waar daar gepraat word van 'n genetiese replika wat van selle, weefsels of selfs organismes gemaak word. Die gekopieerde materiaal word dan verwys na as 'n kloon. As jy praat van genetiese ingenieurswese, ook genetiese modifikasie of manipulasie, is 'n proses waarin die laboratorium tegnologie gebruik om die DNA samestelling van 'n organisme te verander. Dit kan net klein veranderingkies wees, of hulle kan 'n hele stuk van die DNA uithaal, iets niets byvoeg, en dit behels dat daar niks net by een van gedeelte van die organisme van 'n ander spesies bygevoeg word, so hulle kombineer karaktereienskappe van verskillende spesies by mekaar om by iets uit te kom. Die ander term waaroor ons baie praat is intelligensie, kunsmatige intelligensie. En eerstens intelligensie is die idee dat
die vermoë om te kan leer en toepaslike tegnieke uit te voer, probleme op te los, doelwitte te bereik, gepas is vir die konteks in 'n onseker en 'n immer wisselende wêreld. Hier praat ons nie van 'n geprogrammeerde fabrieksrobot nie, hy is dalk buigbaar, akkuraat en konsekwent, hy doen presies elke keer wat jy vir hom vra om te doen, maar hy is nie intelligent nie. 'n Sakrekenaar is baie vinnig, maar hy is nie intelligent nie. Intelligensie gaan spesifiek daaroor kunsmatig dat hy kan besluite neem soos wat 'n mens doen. Ek gaan daarby stop en ek wil eintlik net ophou my skerm te deel dat ek gesigte kan sien. Ek sal later 'n bietjie praat oor die program en die ander gesprekke waaroor ons gaan praat. Maar ek wil graag seker maak dat ons bietjie aan die gesels kom oor hierdie onderwerp. Die punt wat ek wil opbring is, as ons aan etiek dink, dan dink ons gereeld aan dilemmas. Ons dink aan dinge wat lewe vir jou 'n bietjie moeiliker maak. En ek wil net 'n tipiese dilemma vir julle verduidelik, dat julle nie nodig het om te sukkel wat is die definisie daarvoor nie. Stel jou miskien voor vanaand dat jy is 'n verbetroubare vriend van iemand wat baie naby aan jou is. Hierdie persoon het 'n twis met 'n ander vriende en hy vertel vir jou iets persoonliks oor daardie mense wat jy weet wat verkeerd is. As jy eerlik is, en ek glo pastore en ander mense op die lyn, almal eerlike mense, sal jy die waarheid vertel. En dan besef jy, dit gaan moontlik die verhouding tussen die twee mense vernietig en gaan ook jou vriendskap met die persoon bemoeilik. Aan die ander kant, as jy nie die waarheid vertel nie, duidelik as jy nie eerlik nie, gaan jou eie integriteit in gedrang bring. Hoe maak jy die regte keuse tussen om die waarheid te sê en die moontlike skade van menslike verhoudings, of om stil te bly en die vriendskap te beskerm? Die idee is net om 'n etiese dilemma op die tafel te sit en net te sê, dis nie altyd so maklik om te sê, etiek sê vir jou reg en verkeerd nie. Reg en verkeerd het baie keer grys areas tussenin. En die regte vraag, die regte antwoord op die vraag is, hoe hanteer jy die balans? Hoe kry jy die regte balans? Ek het 'n paar skrifte aangehaal, en ek wil nie daarby stil staan nie. Ek wil regtig begin, en Pastoor Frans, jy is ongelukkig op die oomblik nog my enigste een, ek kan nie sien of Pastoor Michael gejoin het nie. Pastoor Michael, is jy daar? Hier staan Johnny. Daar sy, dankie. Ek bly ek het 2. Ek gaan begin, Frans. Eerstens wil ek jou vra in terme van Bybelse beginsels, van etiek. Hoe sien jy dit? Sien jy dat daar duidelike leiding vir jou is uit die skrif uit? Of ons nou praat van dilemma, voor ons nog oor net tegnologie praat, maar as jy 'n dilemma in die oog staar, is die Bybelse beginsels vir jou duidelik om te volg, maklik om te verstaan? Nee, dit is nie. Etiek, soos jy gesê het, is om onderskeid tussen reg en verkeerd te kan tref. En daar's 'n paar etiese dilemma's self in die skrif in. Ek dink byvoorbeeld aan die vroedvroue, vir wie Farao gesê het, julle moet hierdie babietjies om die lewe bring, hierdie eersgebore seuns of die seuns van Israel moet julle om die lewe bring. En toe lieg hulle vir Farao en sê hulle dit gedoen. En die woord van die Here sê dis hulle tot geregtigheid gereken. Ja. Jy weet, daar's 'n etiese dilemma want God verbied leed. Inteendeel, ons weet dat die Bybel die vader van leed is, maar ons sien iets van etiek selfs in daardie verhaal. En dan moet jy verstaan wat net albei Testament voor ek iets uit die Nuwe Testament sê. Maar in die Ou Testament tref ons 'n synekdogie in die 10 gebooie, wat beteken dis een woord of een beginsel wat as dit uitgebrei word eintlik baie dieper as dit is. So ons sal byvoorbeeld sien dat die woord van die Here sê in die 10 gebooie, wat dan nou is synekdogie is, dat argumente onthaal waar jy mag nie steel nie. Nou dis een sin, maar dit is soveel wyer as dit. Dit sal insluit jy mag nie bedrog pleeg. Jy mag nie belasting ontduik nie. Praat ek nou vir myself nie vanaand as 'n pastoor van. En al daai goed wat onder diefstal geklassifiseer word. So etiek is baie wyd. En die Bybel sal nie altyd vir ons reguit sê dis verkeerd of dit is reg. Vat nou iets soos kunsmatige intelligensie of om te glo. Nêrens kom daai begrip in die woord van die Here voor nie, maar tog kan ons en dit bring my nou by my afsluiting uit, is dat alhoewel dit soms vaag lyk in die skrif, dat ons nie duidelike etiese antwoorde kan kry.
moet ons onthou dat die woord van God baie holisties is. En ons kan tog daaruit aflei wat die volmaakte wil van God is. En dit dan, Johnny, is wat Christus in die woord van God ons leer, dat hy sal sy wet op ons harte kom skryf. En dis waar die gees van God ons lei. En daar lê die antwoord. Dat etiek werk vir die kind van God, omdat ons die gees van God binne ons het. En die gees van God kom en hy skryf God se wet op ons harte neer. Nie net meer op kliptafels nie, maar op ons hart. En daarom kan ons vertrou op God se gees in ons, dat ons eties kan optree. Uitstekend, baie dankie, Pastoor Frans. Ek dink as ek jou kan intrek, Pastoor Michael, hoe stel jy voor dat gelowiges praktiese benadering ontwikkel om hierdie etiese kwessies aan te spreek? Hoe sal jy dit vir jou gemeentelede verduidelik? Hoe verduidelik jy dit vir vriende rondom jou? Wat moet jy doen om seker te maak dat jy weet wat reg en verkeerd is en tree op die regte manier op? Dankie, Pastoor Johnny. Ja, etiese waardes verskil maar dit gaan oor jou opbrengs en jou agtergrond en waar jy vandaan kom. Maar die skrif ten einde is ons maatstaf vir alles. As ek myself ook meet, met jouself altyd in die skrif meet, en 2 Timoteus 3 sê tog dat die hele skrif is ingegee en nuttig tot lering, tot regwysing. So die etiese waardes, soos Frans ook mooi gesê, daar's genoeg in die skrif om vir ons te sê wat etiese waardes is in ons situasies moet hanteer. Ek dink altyd maar aan 'n praktiese manier. As jy jouself moet indink, toe ons jonger was, het ons daai baantjies gehad met die WWJD, what would Jesus do? Ja. Om jouself regtig in te dink. En daai is 'n baie prakties manier om jouself altyd in te stel. Soos Frans reg gesê, die skrif is nie altyd baie pertinent op alles wat aangaan in die tyd as jy kunsmatige tegnologie en seker goedjies vat nie. Maar om vir jouself altyd te sê, sal die Here tevrede gewees het? Hoe sou die Here opgetree het? Wat sou hy in hierdie situasie gedoen het? Dit is altyd maar goeie ding om te dink, as hy tevrede gewees het, hoe sou hy opgetree het? Maar dit is al baie keer bepaal hoe ons goed sal dink, want mense is baie geneig om hulle self te regverdig. Van die tyd waarin ons onsself vind mense hulle self maklik om 'n plek om hulle self te regverdig. En ons evangelie, ons erfenis ten einde is eintlik maar dat jy jouself op die maatstaf moet sit. En ergens het ons op 'n plek kom ons almal wil meet en almal wil kruisig en almal wil doodgooi met klippe oor wat ook al. Maar die skrif sê Jesus, kyk eers na die balk in jou eie oog voor jy die splinter uit jou broer se oog uithaal. En dis eintlik ons evangelie. Sit jouself op die maatstaf. Hoe preek ek vir ander? As ek preek ek nie vir myself nie. Want die woord is 'n tweesnydende swaard. Dit is altyd hy's 'n sweep. Hy kom eers terug na my voor hy vorentoe gaan. So die skrif is die ultimate. Dit is maar die maatstaf wat ons op self moet meet. Maar die praktiese manier wat ek maar kan dink is daai baantjie wat my lewe by sal bly is, what would Jesus do? Hoe sal hy optree? Gaan kyk hoe hy situasies hanteer. Die skrif sê word kwaad, maar moenie sondig nie. So jy moet regtig dit gaan meet in die situasie, elke saak op sy meriete vat. En die skrif soveel as moontlik op dit neersit. En dan ten einde, soos Frans gesê, die gees wat in elkeen van in ons woon kan oortuig. Dit oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Laat die gees jou lei. Want die gees gee ons alles wat ons nodig het, hy weet meer. So as jy hom raadpleeg, hy sal jou altyd lei in die regte rigting waar die skrif sê, met vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ons dan weet dat die Here ons daarin lei. Ek hoop dit antwoord, Pastoor Johnny. Dit is baie goed gewees, baie dankie. Ek dink daai is nogal 'n treffende boodskap van die bandjie. Ek het ook al baie lank gedink en nou die dag weer teruggebring daarna toe my seun vir my vra, wat sou Jesus gedoen het? Toe dink ek, ja, die bandjie praat nog al die pad en ek het nooit iets as dit gesien nie. Dit is lekker om te kan dink ook, hoe word jy verantwoordbaar gehou? Deur wie word jy verantwoordbaar gehou? Ek wil net graag die gehoor ook daaraan herinner dat u is welkom om vrae te stel. Die idee hier is 'n dialoog. Ek gaan lei en ander moet gaan met vrae. As jy 'n vraag het of 'n stelling wil maak, gebruik asseblief die vermoë van Microsoft Teams om dit te doen. Jy kan net die hand opsteek, ons sal dit sien en vir die beurt gee om of kommentaar te lewer of 'n vraag te vra. Pastoor Frans, ek weet jy's 'n groot voorstander vir die gebruik van kunsmatige intelligensie. Ek en jy het nou die dag ons 'n goeie sessie gehardloop waar ons meer mense daaraan bekend gestel het.
Wat sou, kom ons begin eers by die skrif, en dan meer jou eie kennis ook. Wat sal jy sê is verantwoordelike gebruik van tegnologie? Hoe doen ons dit op 'n verantwoordelike manier? Ja, tegnologie is so lekker. Ek wonder wat sit die disippels en die apostels gedoen het met WhatsApp en boodskap. Wonder ons briewe sou gehad het as hulle vir 'n gemeente net 'n WhatsApp kon gestuur het. Ek wonder hoe so 'n pastoor vandag gevoel het as hy op sy selfoon sien hier's 'n boodskap van die apostel Paulus af vir sy gemeente. Ek dink ons sou baie bekommerd geraak het as ons dit na die tyd moes geleef het en daar sulke tegnologie tot hulle beskikking was. Maar ons leef in 'n wonderlike tyd. Ons leef in 'n tyd waar tegnologie vir ons almal vrylik beskikbaar is. En ons moet baie verantwoordelik met hierdie tegnologie. Daar is 'n paar goed wat nog nooit verander het. Nommer 1, die woord van God het nog nooit verander nie, maar die voertuig waardeur ons omgang met dit het verander. Dit was eers 'n tablet toe Moses daar afkom, toe is dit op papierrolle, hulle het tablette gesit, klein tablette. Vandag is dit weer op tablette, prys die Here, op 'n Samsung tablet en die volledige seker maar dit is die inhoud daar, ek moet aan sê dat dit is die essensie, dit is wat belangrik. Ek dink ons verloor jou bietjie daar, Pastoor Frans. Maar geweet op die evaluasie met ons God en die spek is dit is nog, kan dit my besyn wees? Kan seker wees, né? Ja. Ek weet nie tot waar julle gehoor nie, maar ek het laaste gesê dat gebed het nog nooit verander. Gebed is nog, kan jy my Ons kan nie hoor, maar jy kan miskien maar die video afskakel, Pastoor Frans. Hy is in elk geval gevries. Jammer, kan julle my nou nie hoor? Ons hoor ja. Okay. Ek het laaste gesê dat gebed het nog nooit verander nie, die woord van God het nog nooit verander nie, maar alle ander dinge het al verander. En ons as pastore moet hierdie veranderinge omhels. Ons moet dit deel maak van ons bediening op 'n verantwoordelike wyse. Hierdie tegnologie gaan nie gebed verander nie. Dit gaan nie pas verander nie. Dit gaan nie die inhoud van God se woord verander nie, maar dit kan ons help om meer effektief te wees. Dit kan ons help om op 'n effektiewe wyse en op 'n doelgerigte manier die evangelie te versprei en dit te verkondig. So ek dink die lank en die kort van dit is dat ons moet nog steeds by ons basiese beginsels bly. Michael het nou gepraat van ons evangelie en hoe ons evangelie uitleef op praktiese wyse natuurlik. Dis belangrik dat ons daarby sal bly. Ons het 'n Pinksterbediening wat beteken dis 'n uitsinnige bediening, dis 'n bediening wat nouliks verbonde is aan 'n praktiese elemente komponent, maar met dit saamgesê, hoort ons hierdie nuwe tegnologie dan te omhels, in ons bedieninge in te voeg. Kyk, hoe kan ons dit op 'n verantwoordelike manier gebruik? Hoe kan ons dit deel maak van ons Sondag aanbieding, ons Maandag tot 'n Saterdag aanbieding, ons daaglikse wandeling en omgang met ons gemeente. So ek wil regtig die pastore uitnooi om regtig hierdie tegnologie na te vors en te gebruik, maar dan op 'n verantwoordelike wyse. Uitstekend, dankie Pastoor Frans. Pastoor Michael, terug na jou toe. Ek dink mense is maar altyd bang en skrikkerig vir verandering. Ek dink terug aan 'n stuk wat ek gelees het oor die eerste motorkarre wat op die pad gekom het en die ouens het 'n keer gegaan en gesê hierdie ding gaan nooit werk nie. Die perde is bang daarvoor en hoe gaan hulle dit veilig hou en hulle gaan nooit die mense uit die pad uit kan hou nie en hierdie goed ry te vinnig. En kyk waar is ons vandag met die hoeveelheid karre wat op die pad is. Ek dink nie 'n ou met 'n perdekar waag dit veel op die pad nie. Hy kom vinnig in die gevaar. As ons nuwe goed inbring en Frans het ook al gepraat en gesê dat ons moet bly by die beginsels, maar hoe dan balanseer jy innovasie, nuwe goed wat jy wil inbring, seker te maak dat ons vooruitgang, die wêreld kyk ook na ons en wil ons weet, wat bring ons in en
Dit is 'n nuwe wa waarmee ons dinge probeer inbring en van die ou goed wil ontslaa raak. Hoe maak jy seker jy kry 'n goeie balans tussen om voor te bly met tegnologie en nie weg te hardloop van dit wat ons kerk maak wat dit is nie? Ja, Dani, dis 'n baie goeie vraag. Soos jy sê, toe die kar uitgekom het almal hierdie vrees gehad en ek dink dit is waar dit eintlik vandaan kom. Mense skop teen verandering vir een groot rede. Hulle verstaan. Die oomblik wat jy verstaan waaroor dit gaan, dan het jy beter begrip daarvan. Wat sê hulle, 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Nou die probleem is ons kry dalk net 'n halwe woord en dan kry ons die opinie oor iets, maar ons verstaan nie eintlik waar dit gaan nie. Ons leen ons ore uit wat ander mense sê, maar soos die wêreld verander, moet ons by dit bly. So doen ordentlike navorsing, laat die Here jou lei, praat met 'n paar mense. Ek wil net vir julle skrif lees in Spreuke 24. Dit is my baie opvallend. Hy sê, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie en begeer nie om met hulle saam te wees nie, want hulle hart bedink verwoesting en hulle lippe spreek moeite. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. En deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. 'n Wyse man is sterk en 'n man van kennis ontwikkel krag. En dis waar die skrif dan sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Ons ken nie hierdie goed nie. Nou my probleem is, ek het gehoor om daar net een of my gesê, as jy relevant wil wees in jou prediking, werk jou preek uit met die koerant. Mense van vandag, wil jy vir iets relevant preek, nou as hy vir jou kom vra oor AI, en jy weet nie eens waar dit gaan nie, dan gaan hy net self sy eie navorsing doen. Ons moet gaan navorsing doen, ons moet gaan, want as ons nie gaan leer nie, gaan iemand hulle leer. Maar hierdie skrif sê dat in wysheid kry jy goed by mekaar. Dis gereedskap, dis tools wat ons kan gebruik tot ons beskikking. Vat Facebook byvoorbeeld. Ek dink reg terug het almal het gevoel televisie gaan erg wees, toe dink hulle selfone. Maar wanneer ek en jy met ons selfoon sit, kan ek kan met hom skinder, ek kan met hom sleg sê, of ek kan opbouende skrifte uitstuur. Dit is nie die tegnologie wat sleg is nie. Dis die verbruiker, hoe jy hom gebruik. Vat net 'n voertuig. Wat van jou oor die voertuig gebruik om 'n bank te roof? Hy gebruik dan daai voertuig as 'n gereedskapstuk. Dit is ons moet net die regte kennis met dit kry en die raadgewing van 'n paar mense. Kry vir 'n paar raadgewers, want hy sê in vers 6, want deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer en die oorwinning is deur menigte raadgewers. Ons kan dit gebruik as gereedskapstuk in ons oorlog met tegnologie. 'n Pastoor het eendag vir my gesê, met Facebook het nog nooit iemand in sy gemeente ingekry nie. Ek wil vir julle sê, deur Facebook het ek menigte mense al in my gemeente ingekry, want die manier hoe jy hom gebruik. Dis baie keer oor die mense om nie verstaan nie, en ons lewe in 'n tyd, en dankie Here vir 'n IT departement wat ons bietjie gaan help in die regte rigting bestuur, hoe om jou sosiale media reg te gebruik, hoe om kunsmatige tegnologie reg te gebruik. Want as jy dit eers verstaan, dan hoef jy dit nie te vrees nie, maar dan raak dit 'n gereedskapstuk wat jou arm verleng, dat jy bietjie verder ry kan kry, 'n beter slag kan slaan, 'n beter oorwinning kan kry. Die probleem is ons vrees dit, so ek beproef dit nie eers nie, ek kyk nie eers daarna nie, ek vrees dit want ek is bang vir die verandering, dan sit ek dit op sy en deur dit verloor ek 'n oorlog. Want ek het wil weet daar's 'n oorlog op sosiale media en as ons dit nie vir goed gebruik nie, ek kan jou waarborg, die wat dit vir sleg gebruik, kan dit gebruik tot sleg. Om alles wat sleg is te afteer, alles wat sleg is oor die wêreld te stuur. En ons gaan daai oorlog verloor as ons dit nie gaan gebruik vir die uitbreiding van die koninkryk nie. So die probleem is ons moet net die kennis kry. Ons net die wysheid kry. Nader 'n pastoor Johnny, nader 'n pastoor Frans, sê van hoorie, ek het gehoor van die, wat weet jy daarvan? Wat sê die Bybel daarvan? Help my daarvan. Moenie skaam wees om te vra nie. Hulle sê mos daar's nie 'n stupid vraag nie. Want as jy hom vra, dan gaan jy antwoord kry, maar as jy hom nie vra nie, gaan jy ewig stupid bly. Klink nou baie kras. Maar in die kerk word ons baie keer vrees vir iets, bly ek dom in daai omgewing. Ek leer nie. En dan het ek nie antwoorde nie. So ek dink dit is waar dit gaan om te besef dat die krag van enige gereedskapstuk lê in die hand van die verbruiker. Hoe ek dit gebruik, wat my etiese waardes is, en dan soos Frans gesê het, gebed en skrif het nog nooit verander nie. So moenie heeltemal op het staat maak nie, maar gebruik dit net as 'n gereedskapstuk. Gaan bid, gaan hoor by die Here, laat die Gees jou lei.
en dan gebruik jy dit as 'n gereedskapstuk net om jou 'n bietjie meer vleis te gee, om 'n bietjie verder ryk te hê, 'n bietjie beter kennis. Ek hoop dit antwoord jou vraag, Pastor John. Uitstekend, baie dankie Pastor Michael. Ek wil dan miskien net praat oor twee dilemma's. Ek sal die eerste een, dink ek sal dit vir Pastor Frans gee weer. Die kunsmatige intelligensie, die hele idee is om mense meer effektief en doelgerig te laat optree. Maar natuurlik is die vrees daar dat dit gaan mense se werke vervang. Dit gaan mense se verantwoordelikheid vervang. Dit gaan ons privaatheid totaal skend. Die veiligheid van ons inligting word in gevaar gestel. Die kans is daar dat daar onmenslike optrede gaan wees. En natuurlik, ek dink Pastor Michael het net gepraat van die feit dat dit gaan misbruik word. Dit skep so 'n bietjie van 'n dilemma. Almal wil meer effektief wees, almal wil meer doen met minder. Ons is amper val verplig om dit te doen, want jy, as jy nie die finansies het om iets te doen, moet jy 'n makliker manier kry om dit te doen. Hoe navigeer jy daardie dilemma? Sê net geweer die eerste gedeelte van die vraag. Die eerste gedeelte sê net kunsmatige intelligensie is daar om mense meer effektief en doelgerig te laat optree. So die idee is daar om jou gefokus te maak, om vir jou te sê, dit is wat jy doen, dit is hoe jy dit doen, dit is hoe jy dit vinnig doen. So maak dit so vinnig as moontlik. Maar dan al hierdie nadraai van risiko van goed wat verkeerd kan gaan. Ja, dis baie eenvoudig. Kunsmatige intelligensie en al hierdie toerusting en hulpmiddels is nie vir lui mense. Ek kan dit nie op 'n meer duideliker manier uitdruk. Dis nie vir lui mense. Dis juis vir mense, nommer 1, wat verstaan hoe die tegnologie werk, en nommer 2, ek glo juis meer effektief wil wees. Dit bly nooie statistiese kliniese apparate wat nooit die gees van God kan beliggaam. Die woord van die Here sê dat God het sy heerlikheid juis in hierdie jars of clay, gebruik die Engelse vertaling, jars of clay, in hierdie erdekruike kom ingiet. En dis ek en jy, ons is hierdie beeldhouwerk van God waarin sy gees in is. Nou, ons moet besef dat dit sal nooit die taak en die funksie van 'n mens kan vervang nie. So ek en jy moet nog steeds weet wat ons moet nog steeds die werk doen. Ons moet verstaan in watter rigting ons gaan. Ek wil aansluit by wat ek nou gesê, dat ons word steeds deur die gees van God gelei. Ons is mense van die gees. Ons moet wandel in die gees sodat ons nooit die begeerlikheid van die vlees kan volbring. So ek wil volstaan by dit. As ons dit kan verstaan en besef dat kunsmatige intelligensie of enige database of enige hulpbron wat ons kan gebruik, kan nie 'n lui mens nou meer effektief maak. Inteendeel, jy maak hom 'n gevaarlike mens. Jy maak van hom 'n risiko vir sy gemeente en vir homself. So asseblief, moet dit nie gebruik as jy 'n maklike uitweg soek. Ek gaan net 'n voorbeeld gee. As jy kunsmatige intelligensie wil gebruik om jou te help om 'n preek saam te stel, en jy gaan op AI en jy sê, geef my 'n preek oor liefde. Nou formuleer hy vir jou 'n preek oor liefde, en dan Sondag en daag jy daarop en jy preek. Nommer 1, hy het heel moontlik die verkeerde vertaling gebruik. Nommer 2, hy verstaan nie jy preek jy preek vir 'n pentekostalistiese gehoor. Nommer 3, hy het nie al die navorsing gedoen nie. Nommer 4, hy weet nie wat is die unieke behoefte van die gemeente. Jy het die hele doel gemis. Maar as jy effektief is, dan sal jy sleutelwoorde insit, jy sal jou eie navorsing doen, jy sal seker maak dat dit wat jy ontvang het genoegsaam is, jy sal hom gebruik vir navorsing, maar dit gaan eintlik maar net 'n hulpmiddel wees. Jy gaan nog steeds al die werk doen, jy gaan nog steeds alles saamstel, jy gaan nog steeds studiebybels raadpleeg, en die belangrikste, wat ek hoop alle pastore doen, is jy gaan nog steeds by God gaan hoor, en jy gaan jou preek na die doorstuur van God toe vat, sodat sy gees dit kan deurtrap. Nou, dis so, ek wil net afsluit, wees dat hierdie hulpmiddels is nie vir lui mense. Die pastoor wat nog steeds die hele week geen navorsing doen, glad nie voorberei nie, Sondagoggend opdaag en dan die verskoning gebruik dat hy gaan nou maar net op die gees van die Here staat maak. En die pastoor wat net AI gebruik en glad nie regtig dan op die gees van die Here staat maak nie, in my oë is in dieselfde kategorie. Luiheid en hierdie hulpmiddels loop glad nie hand aan hand. Jy moet beide hê om ten einde effektief dan te wees. Dis my antwoord.
Asai, baie dankie. Ja, ek stem daarmee saam. Pastoor Michael, bietjie moeiliker ene. Hierdie idee van menslike kloning en DNA manipulasie en alles wat mense besig om te doen. Natuurlik wil ons almal mediese vooruitgang hê. Ek dink daar's baie mense wat sê hoekom het hulle nog nie 'n oplossing gekry of 'n geneesmiddel gekry vir kanker nie. Maar op watter punt begin ons verbystap by die respek van die menseliggaam, God se ontwerp en ons skepping en die feit dat die Here het bepaal tot wanneer die mens moet leef. Ek hoor deesdae baie meer en meer mense wat 'n lewendige testament vir hulle self opstel en sê do not resuscitate. As my hart op hom moet klop, moenie my kunsmatig aan die gang hou nie. Op watter punt het ons daardie dilemma skeef getrek waar ons begin inmeng met wat God gesê het moet gebeur? Ek dank Pastor Johnny vir die moeilike vraag. Dis 'n baie interessante ene. Ja, ek dink as dit kom by so ietsie, op die einde van die dag lewe en dood lê geen mens saam. Maak nie saak wat jy doen om dit te verleng nie. As jou lyntjie getrek is deur God, is dit so bepaal, is so beplan, is so neergeskryf en niks wat ek en jy gaan doen om dit te verander, kan dit verander nie. Die feit dat die skrif sê daar's niks nuut onder die son nie, maak my baie keer wonder of daar nie maar tyd was daar iets was wat daar so ietsie was nie. Die intelligensie wat hulle nou doen met die kloning, dit maar begin met organe om mense se lewe te verleng en uit te stel. En ek dink waar ons die lyn oor kruis is wanneer die mense die plek van God wil inneem. Wie sal die hemel opklim en vir God wysheid meedeel of God vertel of God sê. En wanneer die mens God se plek wil inneem, dan is dit gevaarlik en ek dink ons is reeds daar. My opinie en ek het nog geen skrif of navorsing op dit nie. Dit gaan ten einde oor God sê vir Adam en Eva, wees vrugbaar en vermenigvuldig. Nou as ons kyk na LGBTQ en alles, wat is die groot gevaar van dit? Maar ons dink dit gaan oor die aanval tussen man en vrou. Dit gaan nie eintlik daaroor nie. Dit gaan oor die aanslag dat as man en vrou nie saamkom nie, kan daar nie 'n vermenigvuldiging wees nie. Dit is 'n rebellie teenoor wat God beplan het vir die mensdom. Nou daai alles is 'n aanslag op dit, want dan eindig 'n bloedlyn. Daar eindig iets daar. Nou wanneer dit by kloning kom, dink ek dis waarvoor hulle bid ten einde dat daar nie meer dit gaan wees nie, maar daar's 'n paar goed in dit wat God geskep het vir die mens. En ons kan nou probeer slim wees en mense is baie keer slim. Dis wat dan waar die toring van Babel vandaan kom, hulle wil opklim om te wees soos God. En ek dink dis wat tegnologie gevaarlik maak, want dis wat mense eintlik wil doen, hulle wil opklim om homself gelyk te stel aan God en te sê ons kan. Maar die unieke tegnologie wat daar in die mens is, wat God gebruik het in die skepping, is iets besonders. Dit is iets wat ek en jy nie kan verstaan of begryp nie. Vat net byvoorbeeld die mense wat praat van evolution. Ek weet nie of julle al ooit gekyk het dat 'n kameelperd, die tegnologie in 'n kameelperd, hoordat sy nek so lank is. As hy moet afby, en dit het deur evolution gekom, sal al die bloed aan sy kop toe gaan en hy sal uitpaas. Of as hy terugkom, sal dit dadelik afvloei en hy sal uitpaas. Dit kan nie evolution wees nie, dit dui aan 'n skepping. En met al die tegnologie wat ons is daar niks intelligensie wat net by die mens se oog uitkom nie. Daar is nie iets wat by dit uitkom nie. God is skepper. God is die enigste ene en mens sal nie by dit kan uitkom nie. Want God is alle wysheid. En die mense probeer, maar is maar al, ek glo maar baie rebellie op wie God is en wat God se plan vir die mensdom is. Nou, die persoonlike oortuiging daarvan, soos met 'n do not resuscitate, daar's soveel tegnologie, dink net aan die eerste hartoortplanting wat in die 60 al plaasgevind het. Waar mense nou so gesê het, ja, dis eintlik tegnologie gewees in daai tyd en dit het in Suid-Afrika gebeur van alle plekke. Dit was absoluut tegnologie wat dit bepaal het. Is dit sonde? Ek kan nou nie vir jou sê nie, is nou nie vir my om dit te sê nie. Ek sal maar net dink ons moet God raadpleeg en nie probeer God se plek invat nie. As dit grens by 'n etiese lyn om dit nie te oorskry nie, as dit gaan by cloning, ja, julle gaan dalk my maar beter antwoord kan gee. Ek hoop ons iemand in die gehoor wat 'n beter antwoord het. Maar alles in die mens
dui aan, daar was 'n skepping wat ons gemaak het vir 'n doel, wat soveel tegnologie en bedenking sit het net in die mense liggaam en die mense oog in die diereryk, dat daar kon nie evolusie wees nie. Dink ek nie, ons gaan uiteindelik by uitkom waar die mens wil by uitkom nie, dis maar my oortuiging. Ek dink ons sal ooit by dit uitkom nie. Maar hoe meer mense soek met tegnologie, hoe meer dui dit dat daar was 'n skepping. Daar was iets groter as mens wat al hierdie goed gemaak het. As dit kom by do not resuscitate, dis maar elke ou se oortuiging, nee. Dit kan ons nou maar nie vir elke ou stry of sê nie. Ek glo maar net as dit jou tyd is dit jou tyd. As ons hier uitleef, loop ons daarin. En maak nie saak wat jy gaan doen om dit te wil verleng nie. Ons lewe lê nie in ons hand, net lê in God se hand. Ek hoop dit antwoord jou vraag, Johnny. Dis uitstekend, baie dankie. Baie dankie vir die gewilligheid om die moeilike vraag aan te pak. Ek het 'n finale vraag vir die paneellede, maar ek wil net seker maak, ons het nou so die halfuur merk verbygesteek, so ons kan dit 'n kort gesprek maak en in die volgende 5 minute klaarmaak, maar u is welkom om enige vrae of enige stellings te rig aan die groep en u is absoluut welkom om dit te stel. Is daar enige iemand wat dalk 'n vraag wil vra? Ek sien dit hier, pastoor Penny het gevra hier en gesê, ons moet na Paulus se skryfstyl kyk, wanneer ons vandag op WhatsApp in die gemeente deel ons ook as spreekbuis en die manier hoe ons mense adresseer met Bybels korrek wees, soos Paulus sou spreek as hy WhatsApp sou gehad het. Ja, uitstekende punt, dankie Penny. As daar nie ander vrae is nie, ek sien nie enigiemand se hande wat opgegaan het nie. Ek wil net afsluit met die vraag aan beide en ek gaan albei die kans gee. Ek sal eers vir pastoor Frans vra en dan pastoor Michael. Net wat sien julle as die rol van die kerk? En julle hoef nie dit te definieer op leer in Christus as 'n kerk nie. Ons kan dit weier maak. Dankie Dirk, ek sien jou hand. Ons sal nou jou 'n geleentheid gee. Wat is die rol van die kerk om lidmate te help om die toepassing van etiese beginsels toe te pas? Ek dink pastoor Michael het so 'n bietjie net daaroor gepraat, hy mag dalk daaroor wil uitbrei, maar net wat se rol sien julle die kerk speel om mense te help met die etiese toepassing? So baie vrae so wie om nou te beantwoord in net 'n paar minute, maar laat ek tog maar probeer. Die kerk se rol en mandaat kom van sy hoof af, wat Christus Jesus is. Die kerk het geen bestaansreg sonder Christus. Ons kan nie buite hom leef. Wat van die Here sê dat deur hom en tot hom is alle dinge geskape. So die woord kerk kom van die Germaanse woord kirke af, wat beteken letterlik die Here se. So die kerk behoort aan die Here. Die Griekse woord is ekklesia, dit beteken dat ons uitgeroep van hierdie wêreld of uit hierdie wêreld uit. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid teenoor Christus. En hierby Matteus 28:19 sê dat ons moet uitgaan en ons moet disippels gaan maak. En ons moet hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet hulle leer om alles te onderhou wat Christus ons beveel. So die kerk se hooftaak is om hulle te vertel dan, as op by jou vraag in te skakel, die etiek van Christus. En nie die etiek van die orde van die dag, of die etiek van my denominasie, of die etiek van my kerkleierskap, of die etiek van my oorgelewerde sentiment. Nee, die kerk se taak is om mense dan die etiek van Christus te leer. Dit wat hy ons geleer het. Paulus was glad nie in die tydens die avondmaal gewees nie, glad. Maar tog skryf hy in 1 Korintiërs en hy sê dit wat ek ontvang het, gaan ek nou aan julle oorlewe. Met ander woorde, daar was al klaar disippelskap wat toegepas is. En die kerk se taak dan in die lig van jou vraag is om die etiek van Christus aan mense te deel. Die woord van die Here sê dat geloof kom deur die gehoor, die prediking wat gepreek word, wanneer dit op die oor val van die mens, dan ontstaan daar geloof in die geheimenis, die verborgenhede van sy hart, soos wat die Gees van God dan nou dit bewerk in hom. Maar dit bly dan Christus se leer wat ons oordra aan ons gemeente, wat ons oordra aan nuwe disippels, aan nuwe bekeerlinge. So die kerk se taak dan is in kort om die etiek van Christus mee te deel aan sy volgelinge en aan sy lidmate. Christus en nie 'n mens of
of bestel dogmatiese kerkreëls nie. Christus se weerstelling. Dis my antwoord. Baie dankie, Pastor Michael. Ja, die kerk moet relevant wees. As die kerk nie relevant is nie, gaan niemand kom nie. As jy net kyk na Jesus se bediening self, hy was relevant op die tyd. God self het relevant op die tyd met elkeen gepraat, en die tyd toe hy vir Abraham gesê het offer vir Isak, was dit die tendens, was die kultuur. Die mense het hulle kinders geoffer vir afgode. So God het die tyd gebruik om met die mense om te praat. So ons as kerk het 'n rol om mense te waarsku, want as jy dit nie doen nie, soos ek gesê het, gaan die wêreld hulle iets leer. En as jy nie gaan leer nie, gaan hulle antwoord soek. Dis die mense natuur om na antwoorde te soek. En dan gaan op verkeerde plek die antwoorde kry, en dan 10-1 die verkeerde antwoorde. En dis nie dat ek sê alles is verkeerd nie, maar ek dink in 'n skrif in Jesegiel 33, hy sê vers 6, as daard en teen die wag die swaard sien kom, en met die basyn nie blaas nie, sodat die mens nie verbaasd is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. En jy, o mens, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy jou woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Ons het altyd 'n verantwoordelikheid. Ons is wagters. Kerk is die basynblaasers, is die wagters. Ons het 'n rol, 'n verantwoordelikheid teenoor God, teenoor ons roeping, teenoor die mensdom om die mensdom te leer, want dis ten einde wat die opdrag van Christus was. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mense om hulle te leer, want hulle kom na ons toe om te kom kyk, hulle kom na ons toe want ons is aangestel as wagters op die muur. So die belangrikheid is om dan na God toe te gaan, soos die skrif sê, en te sê, Here, moet ek hulle waarsku of moet ek nie? Want as daai waarskuwing van God afkom en ons gee nie gehoor nie, sal die loon baie groot op ons wees, wat dan nie geluister het, waar ons dan uiteindelik mense moet waarsku. Want vandag se tyd is alles daar om mense van die smal weg op breë weg te kry. En die verkeerde weg lyk baie keer reg in mense se oë. So daarom moet ons baie pertinent neem, baie regheid, baie ferm, deur leiding van God se Gees en God se woord met die mens praat, vir hulle verduidelik, vir hulle sê, vir hulle leer, vir hulle lei. Ons almal is tog nou nie leerders nie, party van ons is leraars, party van ons is predikers, maar soos Frans gesê het, dink dit kom neer op, gaan oor leefheid. Ek wil baie keer die mense waarsku, want ek stel hy om ondersoek te gaan doen om te kyk of dit reg of verkeerd is. En ons kan as God se wagters, as God se kerk, as God se kinders, kan ons nie bekostig om in hierdie tyd stil te bly. Ons kan nie bekostig om nie te praat nie. Ons kan nie bekostig om nie mense te waarsku en vir hulle te sê, pas op vir A, B en C, want God se woord waarsku nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om mense te leer, om hulle te help, om hulle te keer, om in hulle eie onsekerheid of onkundigheid af te dwaal van die pad af. Ons moet dan, soos die skrif sê, en jy sal 'n stem agter jou hoor wat sê, hier is die pad, wandel langs, moenie links of regs afdraai. Soos kom ons moet op God vertrou. As ons dan onsself beroem aan die Heilige Gees bediening en uitsinnige bediening, dan kan ons God raadpleeg oor hierdie goed. Here, wat sê U oor dit? En dan moet ons vertrou dat die Here ons die regte antwoord gee, dan moet ons die mense leer. Hoor die ouens, pas op vir A, B en C. Want as jy nie gaan leer, jy gaan die wêreld omleer. Ek kan jou beloof, daar's op elke YouTube, op elke Facebookblad, op elke is daar AI goed. Daar is selfs rekenaar goed vir kinders in my kinders se kleuterskool. Nou moet jy weet, my dogtertjie is 6. Dis die tyd waarin ons lewe. So ons moet wakker wees. Dis kom die skrif sê, waak en bid, want die dae is boos en ons weet nie wanneer die meester kom nie. So ons moet waak, ons moet bid. En ons moet waak oor ons skape, oor ons skudde, wat God ons toevertrou, ons verantwoordelikheid teenoor hulle, teenoor ons roeping en teenoor God. Dankie, Pastor Johnny. Baie dankie. Ek wil net daar aanhaal en dan gaan ek vir Pastor Dirk 'n kans gee.
Dankie pastoor Johan wat sê ek dink dat die skrif wat alles mooi saamvat is Galasiërs 1:10 wat sê soek ek dan die guns van mense of van God. Probeer ek dan mense te behaag en as ek die mens behaag dan is ek nie 'n diensknegt van God nie. En dan ook pastoor Penny wat daarby aansluit en praat van Maleagi 3:5-8 en 2 Timoteus 4. Pastoor Dirk, vra maar gerus die vraag of maak die stelling. Goeiedag almal, tot julle 'n lekker dag gehad. Ek gaan nou klink asof ek 'n pessimis is of wat. Maar luister hoe mooi wat ek vir sê. Ons het die woord van God en ons die Heilige Gees. As ons dan vir die Here dinge kan vra, hoekom vra ons nie die Here, is dit nodig vir ons om AI te gebruik in jou boodskap? Ek sê nie dit is verkeerd nie en ek sê ook nie dit is reg nie. Maar luister mooi wat ek vir sê. Dat ons weet dat die woord van God sê dat een van die dinge wat in die laaste dae moet gebeur is 'n knowledge explosion. En ons is almal bewus dat die tegnologie en alles wat rondom ons aan die gang is en besig is om te gebeur, en dan praat ons van kloning en van goeder wat gebeur, is dit reg om 'n hartvoortplanting te doen met daardie tipe van dinge. Ek wil vir julle sê, hierdie dinge het al lank al gebeur en dit word vir ons weggesteek. Ja, sê dankie pastoor Dirk. Ek sien die hand daar van pastoor Johan ook. Jy is welkom om u by deelname te doen. Goeienaand broers, ek luister so na almal en dit is 'n baie interessante gesprek hierdie vanaand. Ek dink ek wil net daarby pastoor Dirk hoor presies wat hy sê. Ek dink waaroor die hele ding vanaand gaan is dat ons moet die tegnologie reg gebruik om ons kennis te verbreek. Die groot ding is produk Dirk is dat ons sonder af jy hoor by die Here, wat wil die Here vir jou gee om die gemeente oor te dra. Maar ongelukkig sit jy vandag met 'n gemeente wat regtig geskool is. Jy sit met gemeentelede wat prokureurs is, jy sit met gemeentelede wat dokters is. Jy moet navorsing gaan doen dat wanneer jy 'n boodskap bring, dat jy dit op die vlak van daai persoon kan bring, dat hy wat 'n dokter en 'n prokureur wat ook al is, dat hy ook iets daaruit kan leer. Nou, ek dink die hele groot gesprek vanaand gaan daaroor dat as ek nou kan luister na die broers wat voor my gepraat het en broer Michael en broer Johnny hulle wat gesê het is dat ons moenie op hierdie wat sal ek sê die rekenaar en AI staat maak. Ek dink ons moet nog steeds staat maak op die gees van die Here, maar ons moet van hierdie hulpmiddels gebruik maak net om 'n wyeer spektrum te kan kry sodat die Here se gees ons ook daardeur kan leer om die wyeer prentjie te kan sien en dat ons daai boodskap op so 'n manier op daai mense kan oordra dat hulle ook werklik kan waar sê, hoorie, daai pastoor, hy het regtig erns gaan navorsing doen. Ek hoor wat broer Dirk ook sê, ons moet net waaksaam wees. Alles wat op die internet is ook nie altyd die waarheid nie. Dis om wanneer een iets sê, gaan doen weer navorsing op dit ook. Jy gaan kyk of daar 2 of 3 of 4 ouens is wat dit bevestig en dan kan jy nader begin wonder, hoorie, is dit die waarheid of nie. Maar ons maak nog steeds op die gees staat. Baie dankie. Dis maar net my 5 sent daaroor. Uitstekend, dankie pastoor Johan. Ek gaan 'n laaste kans gee vir pastoor Penny net om inset te lewer. Naam broers. Ek wil net noem dat AI en die gedeelte wat 'n mens doen, gebruik vir navorsing word geskoei op 'n large language model. So hy sit die woorde in 'n mooi, ek gebruik dit baie keer vir vertalings. En toe broer Johan wil kan dit noem, toe wil ek nou nie my inset meer lewer nie, want wat hy doen is, hy gebruik dit in fasette wat jy dan 'n fout kan maak, want hy haal partykeer inligting uit wat hy nie nodig is nie, of wat verkeerd gekwoteer is. So jy moet dubbel seker maak, en toe noem broer Johan wil kan dit nou self, maar jy moet dubbel seker maak, as hy vir jou sê daai skrif, dan moet jy seker maak daai skrif staan daar, en dit is wat die skrif sê. Anders dan gaan jy in 'n groot verleentheid kom. Daardens, hierdie ding gebruik 'n manier, ek gebruik hom om hom toe te pas wanneer ek iets vertaal van Afrikaans na Engels toe, want ek gewerk met baie Engels evangelisasie werk. En in die Engels sukkel ek so bietjie om my
can I use the word tenses? Ek gebruik nie my tenses so lekker nie. En dan gebruik ek AI vir dit. Dan vra ek hom, gebruik die skrif in die New King James Version. Yo, dan sien ek waar hy lieg vir my, hoor. So, jy moet, ek noem maar net, AI, goeie ding vir navorsing. Baie van julle gebruik Logos om navorsing te doen, soos AI maar ook net 'n navorsingsplatform, en dis hoe ek sou sê, ek gebruik dit as 'n navorsingsplatform. Jammer dat ek so baie praat, hoor. Dis uitstekend, dankie. Ek dink ons kan nog vir Pastoor Werner ook insqueeze daar met 'n kommentaar. Sorry, Pastoor Frans, ja? net iets op wat Broer Penny gesê het, dis regtig die waarheid. Jy kan nie weer eens, jy kan nie agteroor sit en laat hierdie ding alles doen. Jy moet as mens maar nog, weer eens die konsep van luiheid, jy moet nog steeds gaan en gaan seker maak, dit is so waar, hy lieg ook, maar ek dink nie, hy is soos ons, hy lieg doelbewus nie. Ek dink die ouetjie lieg maar net wat hy weet nie alles is. Ons moet gaan seker maak, gaan maak seker, maar moenie laat dit jou afskrik om dit nie te gebruik. Dis nie 'n doel, daar's nie 'n groot samesweringsteorie van 30 manne wat ergens daar in China bymekaar gekom het en dink hoe gaan hulle die wêreld oorhaal nie. Ek glo dat ook nie dit nie. Ek dink regtig maar net hy sit sy in its infancy. Hy begin nou maar eers gee hom kans en ontwikkel, maar kom ons maak seker dat wat hy vir ons sê regtig reg is. Dankie Broer Penny. Ja, sy, dankie. Ek kan sien ons tref die senuwee, want die ouens gaan soos popcorn. So eerste Pastoor Werner en dan dink ek nog 'n laaste woord van Pastoor Michael. Baie dankie. Penny en Broer Frans het ook nou basies 'n paar dingetjies aangehaal wat ek oor gepraat het, en spesifiek AI is natuurlik nou rekenaar gebaseerd en is nou met 'n druk van 'n knoppie is baie makliker. Maar voor ons nou hier dinge gehad het, dan het ons almal van ons het maar 'n versameling van boeke en Bybels en Bybelkommentare. En die ding wat ek opgemerk het is Engelse weergawe is baie meer volop as Afrikaans is. En ek het heel verskeie van hulle, maar wat ek toe opgemerk het is dat die persoon wat hier Bybelverklaring of die kommentare bymekaar gestel het, of selfs verklaring van die of vertaling van die Bybel gemaak het, dan kan 'n mens duidelik sien waar het hierdie persoon geglo. En dan het hy sy kommentare is gebou rondom sy gedagte. Met ander woorde, al die kommentare spreek nie uit een mond uit nie. Dit hang af wat was die persoon se denke gewees. En dan moet ons nou daaruit gaan soek. Dis amper sê AI in papiervorm. Ja. As 'n mens gaan kyk na die ontstaan van die kerk en waar hy vandaan kom, van Rooms-Katoliek en toe Martin Luther en toe Calvinisme en so aan, en almal het hulle idees en goeders gehad, en ons gaan tog maar in ons navorsings gaan ons na die papier AI toe, en ons gaan kyk na al hierdie dinge, en ons vat ook maar net dit is wat nou weer vir ons reg klink, en ons bou weer vir ons 'n nuwe inligtingbasis vanuit daardie bronne uit, en dit gaan weer noodwendig kan dit verskil van tussen twee persone oor hoe vertolk hy die bronne wat hy gebruik het en hoe verskil hy van my wat ek weer ander bronne gebruik het. Maar dit is legio. Ek het baie al gekyk na bekende predikers, internasionale predikers oor sekere dogma wat hulle oor preek en miskien leerstellinge wat hulle verkondig, en dan sien 'n mens maar ja, hierdie klink nou vir my dis die waarheid. En dan as mens so verder gaan met hierdie mense se werke, dan kom jy weer op iets anders af wat jy glad nie mee saamstem nie. En dan wil jy amper twyfel oor die eerste stelling wat jy gevat het en gesê maar ek dink dis nou die waarheid. So dit kan verwarrend wees, maar ek dink net dat die rekenaar AI het maar net die papier AI het hy vervang van die verlede. Baie dankie. Dankie Pastoor Werner, Pastoor Michael. Dankie Pastoor Johnny. Pastoor Werner het nou redelik gedek wat ek wou sê, dat daar was 'n papier AI nog al die pad gewees wat mense gebruik het, waar mense navorsing gedoen het en kommentaar gebruik het as wet. En ek dink dit alles kom neer op die etiese kant daarvan. Moenie alles opeet vir soetkoek nie. Ek gebruik nie AI om my hele preek uit te werk. Ek dink almal hier gaan saamstem as jy dit doen, is daar definitief met jou etiese standaarde fout. Maar dis nie wat ek glo enigiemand wat vir dit staan of teen dit staan, dink ek nie. Dit gaan vir een van hulle om te sê hoe die gebruik het absoluut as
om jou preek te skryf nie. Gebruik dit as 'n navorsingsmetode. Werk jou skrif uit en gebruik dit vir 'n bietjie navorsing om agtergrond te kry. Die uitdaging wat ek kry, en ek het so 'n paar weke terug oor dit bedien, dat die gevaar is dat nie lede Christus nie, maar van die kerke wil gedryf word deur opinie. En ons kerk is nog nooit gedryf deur opinie nie. Ons kerk was gedryf deur openbaring. Ons kan nie funksioneer op opinie nie. Ons moet funksioneer op openbaring. En net God gee openbaring. Want openbaring verander nie. Dit gaan nie verander nie. Maar as jy dit wil gebruik om jou preek uit te werk, dan eerstens as jy lei, tweedens is al met jou etiese waardes fout. En ek dink julle paneel gaan my saamstem, ons gebruik dit as 'n navorsingstegnologie. Byvoorbeeld, dink vir jouself, as dit gekom het by die vrou wat met die klippe sou gestenig word, weet een van julle hoe groot daai klippe is? Nou AI gaan in met 'n algoritme en hy gaan kyk deur die World Wide Web op al die bronne beskikbaar tot hom en hy gaan kyk wat is die aanvaarbaar tot dit. Dan sê hy dat van daai klippe is so groot gewees soos 'n span spek. Jy gaan dit nie in papier kry nie, maar jy gaan in baie boeke as jy gaan lees, dit maak dit net makliker. Die slotsom van dit is, moet dit nie gebruik as evangelie nie, moet dit nie as gebruik as God se woord nie, want dit is nie. Geen AI sal ooit God se woord kan vervang nie. Gebruik dit maar net vir wat dit is. Gebruik dit as 'n navorsingstegnologie. Gebruik dit om net bietjie vleis te kry vir jou preek. Gaan hoor by die Here. Gaan werk jou preek uit. Gebruik dit as 'n navorsing. Soos Pastor Werner gesê het, die mense het kommentare gebruik, hulle het die konkordansie gebruik, verskillende kommentare, en van die ouens het dit net so gepreek as die woord van die Here. Maar, gaan laat die Here jou lei. Laat God se Gees jou lei. Laat God vir jou die openbaring gee. Moenie op opinie funksioneer nie. Funksioneer op openbaring, want dis waarop hierdie kerk gebou was op openbaring. Dis waarop God se woord gebou is op openbaring. So kom ons funksioneer op openbaring en nie op opinie nie. Kom ons laat God se Gees ons nog steeds dryf. God se Gees ons nog steeds lei. En gebruik dit maar net vir wat dit is. Nie om jou te vervang of om jou preek te vervang of om jou lei te maak nie, maar om net 'n navorsingsstuk te wees, om jou te help om 'n bietjie navorsing doen op jou preek. Dankie Pastor John. Baie dankie. Ek wil vir u almal baie dankie sê vir 'n baie interessante en inspirerende gesprek. Ek wil u net herinner en ek is baie probeer hard om seker te maak ons maak 8 uur klaar. Net waar is ons in terme van die tempeldialoog plan vir die jaar? U sal sien ons het nou reeds 3 van hierdie sessies afgehandel. U is welkom om, as u een gemis het, om dit op YouTube te gaan soek. Tempeldialoog is maklik om in te tik en te kry. Volgende een, die 14de April, gaan oor accountability, verantwoordbaarheid, en ek dink dit gaan weer 'n interessante gesprek wees, saam met Pastor William Parkin wat ons gaan help om te lei daar. U is dan baie welkom dan ook om te gaan kyk op ons klikstelsel wat almal glo al besig is om te gebruik. As jy gaan kyk onder die gedeelte wat sê HQ, is daar 'n gedeelte met library, daar's training, onder training is Bible School en hierdie dokument wat gaan oor sprekernotas en deelnemernotas, het 'n bietjie meer inligting oor die gesprek wat ons vanaand gehad het. Ek wil u ook uitnooi, ons sal dit uitstuur saam met die video wanneer dit beskikbaar is. Dankie Pastor Frans wat my altyd daarmee help. Daar is 'n opname wat u kan invul wat vir u 'n kans gee om tempeldialoog terugvoering te gee. Jy sal sien u is nog in staat om vorige tempeldialoog ook die kommentaar op te gee. Daar's 'n geleentheid om vir ons te sê watter gesprekke sal u graag wil hê ons moet in die toekoms hou. Ons beplan nog vir hierdie jaar om ook toesprake te hê of gesprekke te hê in Engels, om spesifiek ook 'n spasie te maak vir hulle. U is natuurlik almal welkom om dit ook by te woon. Niks verder van my kant af nie. Ons sal baie graag jou terugvoering wil hoor. Dit is nou net so 8 minute en baie dankie vir die tyd.